Dankie, Hemelse Vader. Dankie, Here, vir die asem, Here. Dankie, Here, vir die krag, my God. Here, dankie, Here, vir karre, Here. En bo behalwe, dankie, Here, vir 'n hart. Dankie vir alles wat ons gelei het tot in U huis vanmôre, April die 12de, 2026. Hemelse Vader, U weet hierdie wissel wat hier staan het voorberei, Here. Maar dis nie my woord wat moet uit nie, my God. Dis U woord wat moet uit, Here. Here, ek kom vra U, God die Vader, Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees, kom magtig vandag hier op Nuwe Lewe Familiekerk neer, Here. Here, en kom gee suiwer woord, Here. Woord wat spreek tot elke hart wat gekom het, om nie na iemand wat hier voor staan te luister, Here, maar na die lewende God, die God wat hemel en aarde gemaak het, Here, die God wat ons in staat stel om hier te staan, Here. We thank you, Lord. Here, ek sê vir U baie dankie, Here. Here, U weet wat ons nodig het nog voor ons dit kan vra. Here, baie dankie, Here. Here, ek vra vandag, Here, waar ons gekom het, Here, U boodskap sê, kom steek jou hand in my sy, sodat jy kan sien, sodat jy kan voel, sodat jy kan ingeprop wees by die waarheid van die lewe, Here. Here, ek vra vir elkeen wat hier is vandag, om daardie electrifying kragprop oomblik te hê vandag, Here. Here, sodat ons kan aanvaar, aanvaar U tasbaarheid, Here, en kan sien, Here. Here, ek vra vandag dat blinde oë oop sal gaan, Here. Here, ek vra dat mense wat sê, ek sien nie die Here nie, kan sien, maar ek kyk met verkeerde oë, die Here is oral. Dankie my God vir dit, Here. Seën die samekoms, Here. Here, sodat dit wat ons doen hier vandag 'n goeie geur vir U sal wees, Here, en eer bring aan U, Here, eer bring aan U koninkryk, Here, sodat ons die koninkryk hier kan uitvat en hom buite kan gaan verbreed, Here, want dit is ultimately die doel van die kerk, Here, om soos 'n vuur te versprei, Here, in die naam van Jesus. Amen. Vir die nuwe gesiggies, my naam is Dudley Karstens, en dit is my absolute eer om so af en toe die woord van die Here met julle te kan deel. Ek sê partykeer dingetjies wat jou mag laat kriewel, maar dit kom uit 'n plek van liefde uit. Dit kom uit 'n plek van vuur uit vir die Here. En ek baie van die dinge wat ek sê is om 'n kerk wakker te laat skrik in 'n tyd waar die Here sy soldate nodig het. Dis 'n tyd waar ons genuinely nie net op die kantlyn kan sit nie. Dis 'n tyd waar ons almal 'n nommer het. Dis 'n tyd as jy nog op die reservebank gesit het, dan is dit nou daai laaste 2 minute, ons moet die game gaan wen. Die coach stuur jou nou op. So bear with me, geniet dit, en ek hoop en vertrou die Here sal julle kom ontmoet op die plek waar julle is vandag. So vandag se woord, se tema is steek jou vinger in my sy. Dit kom direk uit Johannes 20 vanaf vers 19 tot 29. Nou hierdie hele verhaal het ongeveer so 2000 jaar terug afgespeel. Ek sê ongeveer 2000 jaar terug, want ons kalender het ons begin tel met Jesus se geboorte. So dis nou 2026 jaar na Jesus se geboorte. Nou kry ons hierdie slim mense in die wêreld, hulle dispuut nou al hierdie dinge. So ek sê, en as jy dan 33 aftrek van 2026, dan as my wiskunde my nie in die steek laat, ek kry jy 1993. So ek sê 1900 om en by 2000, sodat die slimmes daar buite wat al hierdie dinge dispuut, daarom ook
die boodskap kan kry en nie daar vashak nie. So hy het ongeveer 2000 jaar terug, môre spesifiek ongeveer 2000 jaar terug afgespeel, maar dis 'n boodskap wat ek wil so ver gaan om te sê hy's even more relevant today than it was 2000 years ago. Dis hoe lewendig, dis hoe kragtig die woord van God is. Hy lewe 2000 jaar terug, hy lewe nou nog. En hy sal leef tot in ewigheid. So terwyl ons op hierdie journey gaan, wil ek hê julle moet besef hoe belangrik dit is om ingeprop te wees by God die Vader, om jou hand in daardie wond in te steek, om krag by die Here, want die Here is 'n werklikheid, sodat jy daai werklikheid kan vat, en as 'n ongelowige kom, en jy as te ware 'n middel, 'n kragdraad is, om hom hier in te steek by ander se wonde. Dit is die aim. To put your hand there where Jesus was hurt, was gesteek met die spies. So ons wil, wanneer ons hier uitstap en vir die res van die week, en sommer vir die res van ons tydjie op die aarde, wil ons ingeprop bly by die Here. So as jy hier wegstap, dit is waartoe ons werk. Weet net, dit is waartoe ons werk. So without further ado, of ado, soos die Engelse sê, kom ons lees saam uit Johannes 20 vers 19 tot 29. Ons lees uit die 83 vertaling. En daar is daar geskryf: Daardie Sondag aand, dis nou die Sondag aand, onthou laasweek Sondag het ons gevier dat die Here opgestaan het, dis nou daai Sondag aand. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: Vrede vir julle. Ek wil hê julle moet besef hier, net in daai stukkie, Johannes lê baie klem daarop. Ons sal nou later in die hoofstuk sal ons dit weer sien, waar hy sê die deure was gesluit gewees. En Jesus het tussen hulle kom staan. Menende, Jesus, dis 'n ander vorm as 'n liggaamlike vorm wat ek en jy het. Hy word nie meer restrikt deur fisiese goed nie. Jy weet, hy kan deur daai muur kom. In Johannes, ons sal dit net nou weer sien, hy lê baie klem daarop, so 'n mens moet ag slaan aan hierdie dinge. Dit kom later weer voor. En ons lees verder, nadat hy dit gesê het, vrede vir julle, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê: Ontvang die Heilige Gees. As julle mense hulle sondes vergewe, word hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Ek wil net so vir interessantheid, beide Thomas en Didimus beteken tweeling. So Thomas was dit algemeen aanvaar dat hy deel was van 'n tweeling. Maar vir my is dit net so in hierdie konteks, is dit net so ironies dat dit nou jy sy naam is, want jy sien in hierdie stukkie wat ons nou gaan handel, sien jy twee gesigte van Thomas. Jy sien hierdie doubting Thomas, en dan sien jy die Thomas wat uitroep en sê: My Here en my God. Jy weet, en dis vir my so half die twee kante van ons as mense op partykeer. Jy weet, as dinge nou nie so lekker gaan en ons sien nou nie die Here in 'n situasie nie, menende die situasie favour nou nie vir ons nie, dan sê ons maar nee man, ek moet hom eers sien. Nou begin ons twyfel, is die Here regtig? Jy weet, ek moet hom nou eers sien. En dan as die Here nou vir jou deurbraak gee, dan is dit my Here, my God. Jy weet? En dis die twee gesigte wat die tweeling Didimus oftewel Thomas vir ons hier wys. Ons as Christene kan ook maar agslaan aan dit, dat ons nie in die Here moet twyfel wanneer dinge nie vir ons val nie, wanneer ons sê, ek sien nou nie die Here in dit nie. Partykeer is dit it's not your portion.
bly weg, maar die Here is altyd daar. Die Here is konstant. Die ander disipel sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek net die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. As dit ook maar nie hoe ongelowig is, hoe moeilik dit is om met ongelowiges te sê, as hulle sê, hey man, wys jy vir my die Here? En ons kom net nou by dit. Maar ek wil hê julle moet ook hier sien wat hier gebeur het met Thomas. Ons het nou so ver waar die ander disippels was, die Here het nou aan hulle verskyn, hy het vir hulle gewys sy merke, en hulle is soos, ons het die Here gesien. Wat het met Thomas gebeur? Hy was nie daar nie. So hy het nie dit alles gesien nie. So ek wil vandag vir jou sê, as jy nie in die kerk is nie, kan jy nie sê, die Here dra my nie deur 'n ding nie. As jy nie ingeprop is by medegelowiges nie, Thomas moes daar, al die ander disippels was daar. Hoekom was Thomas nie daar nie? Want hy 'n ander afspraak gehad. Toe daag die Here op. En hulle sê, maar ons het die Here gesien. En Thomas is soos, maar Thomas was nie ingeskakel nie. Thomas was nie saam met sy medegelowiges nie. Thomas het die kerk toe gekom daai Sondag nie. Thomas het 'n ander afspraak gehad. En toe mis hy uit op die miracle of Jesus. Gevolglik sit Thomas met ongeloof. Gevolglik sit Thomas met doubt. Gevolglik mis hy sy eerste miracle. Because you were out of place. Ons lees verder, en dis nou môre, dis nou die 8ste dag. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar. En die keer was Thomas by. Want Thomas, hy kom so elke tweede week kerk toe. Die keer was Thomas by. En hier weer sê Johannes vir ons. Jy weet, hy was so in sy skik met hierdie, hy sê, daar, hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. Bring jou hand en steek hom in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Jy weet, hier is Thomas nou, my God. 'n week later. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Indien jy vandag nog steeds in ongeloof sit, in watter situasie ook al, dit is in jou lewe. Jy weet, ongeloof is nie altyd net 'n ding wat soos ek glo nie in die Here nie. Jy weet, ongeloof is wanneer jy nie die volheid van dit wat Christus vir jou kom doen het, en dit wat Christus vir jou in sy plek gestuur het, naamlik Heilige Gees. Ongeloof is as jy nie die volheid van die woord van God aanvaar nie. As jy nie glo dat die Here die beste vir jou wil hê nie. As jy nie glo dat die Here vir jou 'n plan in jou moederskoot reeds uitgesit het nie. As jy nie glo dat die Here die beste belang het, dat indien ek die patroon wat Jesus Christus vir my kom uitsit het hier op aarde, indien ek nie daai patroon volg nie, sal ek soos Didymus die miracle mis. So indien jy nie glo dat die perfekte patroon vir ons gestuur is, en dat as ons streef daarna om soos Jesus te wees, dat dit die beste ding vir Dudley Carson sal wees op hierdie aarde wat God geskep het. Indien jy nie dit glo nie, staan jy in ongeloof. Ongeloof is nie net 'n woord nie. Dis nie net genoeg om te sê, ek is 'n kind van God nie.
Jy moet dit wys. Jou aksies wys dit. Jou teenwoordigheid wys dit. Prys die Here vir elkeen wat hier is vandag. Nou hierdie boodskap het ek 'n rukkie terug reeds gekry. Ek het geweet ons gaan spesifiek oor hierdie hoofstuk praat en toe sy nou net praat van hoe die Here haar tegemoet kom met dit wat in haar hart was, toe wou ek dit nou net sê, maar die Here is genuinely betroubaar. Hy ken jou hart. Kind van God, hy ken jou hart. En voor ek nog die Here kon gesels oor, Here, nou hoe verduidelik ek nou vir mense, steek jou hand in Jesus Christus in and you will see him. How do I articulate that? Ek weet dis waar, maar hoe sê ek dit vir iemand? Voor ek nou nog met die Here hierdie gesprek gehad het, die Here is so getrou. Ry ons laas Sondag na kerk, ry ons hier na winkelsentrumpie toe, naby die natuurreservaat. Net gou 'n slukkie water, hier kom 'n storie. En ry ons na hierdie sentrumpie hierbo. En soos ons nou wag vir die kar om aan te kom, om regs te draai, sien ons hier staan 'n groepie, 'n gesinnetjie met 'n trolley voor die sentrum se gate, sal ek nou maar sê, hek. Ekskuus die Engels. En ons draai regs. Nou jy weet Janine, dis nou my vrou. Sy het so 'n ry daar wat hy gaan af as ons op die N1 ry. En ons kan nou maar aan die linkerkant ry en daar kan 'n hondjie aan die ander kant, die veldjie aan die ander kant van die N1 stap onder 'n boom. Dan gaan sy daar's 'n hondjie. Jy weet, is so, weet jy, ja, hy is 'n watermetertjie. So sien ek nou net die mense en Janine sê, klein hondjie. Ek sê, okay, hier gaan ons. In die winkel word die trolley nou gelei met kos vir die ou hondjie en kos vir die mense ook. En so kom ons buite en sy stap toe nou, toe is die gesin wat by die trolley staan, is toe nou nie daar nie, maar daar staan toe nou 'n ma en 'n dogtertjie en hulle hou die hondjie vas. Janine vra te hulle, waar's hulle? Die gesin? En sy sê nee, hulle is toe nou in by die winkel. Sy sit toe nou die sakkie neer en sê, right, ons het nou die sakkie neergesit, kom ons ry. Ek sê toe, nee man, ons kan nie net die saak daar los en gaan haal toe die sakkie en ons gaan ry 'n draai en ons kom staan weer en ons wag hulle. Eventually kom die gesinnetjie toe nou en nou staan die ma en dogtertjie met hierdie ou hondjie en hulle besluit nou, hoor jy, ek wil hê julle moet mooi luister wat ek sê. Hulle besluit nou of hulle die hondjie gaan vat by hierdie mense wat so skarrel, sal ek nou maar sê. Hulle besluit of hulle hierdie hondjie by hulle gaan vat om vir hom 'n beter lewe te gee. Niemand het vir hulle gesê, hier is 'n hondjie, kan jy vir hom 'n beter lewe gee nie. So hy kom nou in en hulle moet nou besluit, gaan ons nou hierdie besigheid bulldoze en hierdie hondjie van hierdie mense afvat, want ek dink ek het 'n beter plek om vir hom te gee. Dink gou. Ons kyk toe nou die storie en na lang trane huil die dogtertjie en sy besluit toe nou, goddank sy gaan nou nie die hondjie vat nie. Sy gaan nou nie so oulik wees, hulle gaan nou nie so oulik wees om die hondjie te vat nie. En terwyl hierdie storie nou so voor my afspeel, sien ek die seentjie wie se hond dit is. Hy het so 'n hoodie aan. Hy trek homself so terug, maar ek sien hoe hy sy emosies opsluit. Ek sien hy wil skop, ek sien hy wil uitbars, ek sien hy, because you are taking mine. Jy vat van my weg. Maar hy bly stil, hy staan so teruggetrokke
En so kom die pa, en die pa sê vir die seentjie, nou is die ma en dogtertjie weg, en die pa sê vir die seentjie, dis oukei, hy neem toe nou aan, ons gaan nou die hondjie vat, hulle gaan vir hom 'n beter huis gee, wanneer ons reg is, dan kry ek vir jou 'n beter hondjie. En let me tell you, as jy nie ingeprop is by die Here nie, dan gaan jy nie daai man se hart gehoor het nie. Dan gaan jy daai man se hart gemis het. Stel jou voor, jy het nie so baie soos die rondom jou nie. Jou kind is lief vir diere. Hy het hierdie hondjie wat vir hom joy bring. Hierdie pa, bless his soul. Hierdie pa staan terug, hy voel sy pyn. Ek het sy pyn, sy seun se pyn gesien. Hy voel daai pyn en hy staan nog steeds terug. En hy sê, hulle gaan vir hom 'n beter huis gee. Net daar tree die Here in. Heilige Gees in. En Heilige Gees vat die gesprek oor. Voor ons, ek kan nie dit skiep nie. Ons moet onsself bekyk, kinders van die Here, ons moet onsself bekyk. Ons kan ons nie verhef bo ander nie. Ons kan nie dink ek is beter as ander nie. Ek kan miskien R10 hê, daai persoon het R1. Die Bybel sê wie laaste sal eerste wees en wie eerste sal laaste wees. Pas op dat 'n straatloper nie meer krone as jy in die koninkryk eendag dra nie, omdat jy te goed, omdat jy beter was hier op aarde, omdat jy by hom kan vat en plunder, want jy het 'n beter huis, want die Here het vir jou beter geseën. Maar daai pa kom met sy hart en hy slaan my breek. Hy sê, my kind, laat hulle hom maar vat, wanneer ons reg is. En hy sê dit met 'n opregte hart. Die een is nie beter as die ander nie. Ja, bygesê, daar is tye, as jy in die gees van die Here stap, en jy stap met discernment, sal die Here vir jou sê, hey, hier moet jy jou hondjie red. Nee. Maar as jy nie met die gees van die Here stap nie, en jy hoef nie 'n hondjie te red nie, maar jy kan educate, jy kan liefde saai, jy kan, en julle gaan nou sien hoe die storie eindig, en jy kan liefde saai, then you knowing, you are plugged in. In elk geval, die gees van die Here vat oor, en ek begin gesels met die man, en ek sê vir hom, wie hy, ek moet dit sê, jy kan sien, wanneer iemand 'n opregte gees het. Jy kan sien wanneer hy daai goddelike hart het, man. Jy kan dit, ek het vir hom op 'n stadium gesê, jy sien, Jesus ken Jesus. Jy weet, die hartklop recognizes each other. En so gesels ek met hom, en ek sê vir hom, wie hy, as God die Vader die hoof van jou huis is, en jy stap die patroon wat Jesus Christus vir ons uitgesit het, met hulp van Heilige Gees. As jy daai patroon stap, jou vrou volg dit wat jy doen, want sy vrou volg dit wat hy doen, dit het uitgekom in die gesprek wat ons het. So sy vrou volg sy template, die hoof van die huis, soos hy nou staan, neem 'n besluit, I'm no longer the head of this house. God is. Ek gaan die patroon wat Jesus Christus vir my kom uitkerf het volg. Sy vrou volg sy patroon. Die kinders sien, hier's 'n goddelike patroon. Jy weet, kind sien en hy doen, en hy begin ook in daai patroon stap. Gevolglik, die hondjie word met goedheid en guns van die Here gehanteer, ongeag of hy nie 'n bankrekening het nie, ongeag of hy 50 sent het, die goedheid en guns van die Here sal op daai hondjie val, want die orde is reg. Daai laaitie het gesien hoe sy pa, die template wat sy pa loop is die goddelike template, hy stap hom ook, gevolglik hanteer hy die hondjie ook met liefde. Ek sê vir daai ou,
ou cliché, jy weet, die hondjie is net hier vir 'n kort tydjie in jou lewe, maar vir hom is jy sy hele lewe. Ek sê vir hom, soos die Here, jy weet, ons kan so maklik ons verhouding met die Here neglect, jy weet, soos 'n brandsiek brak, hy lê net daar, die Bybel het hy het stof op, jy was lanklaas dat jy gebid, ons neglect ons verhouding so, hy lyk maar, hy kry nie kos hierdie hondjie nie, maar laat daar nou iemand vir hierdie gesin aanval, daar staan hy hondjie op soos 'n brullende leeu. He deserves the same kind of love, loyalty, attention. En ek praat nog so met hierdie ou. En hy stop my in baie goeie gees. Hy stop my, hy sê, meneer, kan ek net gou vir jou een ding sê? Ek het vanoggend op daai hoek gesit. En die Here het vir my gesê, vandag verander my lewe. Vandag gaan iets in jou lewe gebeur. En dit wat meneer nou vir my sê hy, is net confirmation. Dit wat die Here vir my gesê het op die strate van die hoek. En ons gesels en hy sê vir my, hy het op 'n tyd dat hy sy hart vir die Here gegee, hy het 'n commitment gemaak, maar hy het so bietjie van daai pad af, maar hy en sy vrou wil 'n recommitment maak. En ons staan net daar en ons bid en hulle bid agter my aan en hulle recommit hulle harte van die Here en die Here kom en hy kom red nie net daai gesin nie, maar daai hondjie ook. So in 'n situasie, in elk geval, ek hoor nou die skepticism. Jy weet, ja Dudley, hulle het dit net gesê, want om vir julle weg te kry. Ja Thomas, moontlik, maar die Here is die Here. En wie wat doen die Here die volgende dag? Ons sny op die maandag. Dis nou die volgende dag. Sny ons takke by die boom en die takke val en hulle slaan van die elektriese fencing by die huis af. Dit was nou nie deel van die planne nie. Nou sê ek daar bo eers winkel toe om connectors te kry, al daai jazz en nou is ek daar bo besig om een van hierdie drade en ek hoor net 'n gesingery in 'n geskiep. Jy weet, ons bly hier teen hierdie pad wat hier afloop. En ek kyk so op en ek sien 'n seentjie met 'n hondjie aan sy een hand met die leiband, sy kos aan die ander kant, hy hop skiep, jy weet, hy's happy, hy sing. En ek sê, jy, wat maak jy hier? Hy sê, Jessie, ek het nie geweet hulle bly hier nie. Toe sit daai seentjie, wat ons gister 'n tweede kans gegee het met sy hond. Hoekom confirm die Here nie, dat in plaas van om vir daai seentjie angs te gee, in plaas van om vir daai seentjie haat te gee, want dit is die tweede keer, sy pa het met my gedeel, die vorige keer het mense die hondjie gevat by hulle, gesê ons gaan vir hulle 'n vaccination gee, en terugbring, hulle het hom nooit weer gesien nie. Die tweede keer wat dit gebeur, nou begin jy iets in daai kind se hart in, nou begin jy daai kind se hart verhard, want jy vat die heeltyd by hom, maar, en die Here kom en hy draai daai situasie, hy laat die hop skiep met sy hondjie, ewig gelukkig, kos in die ene hand, leiband in die ander kant, prys die Here. So dikwels sien ons mense met 'n wond in hulle sy, en ons kyk hier met hulle na 'n goddelike hartie. Ons kyk uit met hulle na 'n menslike oogpunt af. Ons is beter. Ons het meer geld. Ons bly in 'n beter huis. Skoner. Kon was. Jy stink. Jy's vuil. Jou liefde wat jy vir jou mense het, is dieselfde liefde wat daai mense vir hulle mense het. Jou liefde wat jy vir jou diere het, is dieselfde liefde wat daai mense vir hulle diere het.
Want daar's een source. Een source. En as jy nie in daai source ingeplak is nie, dan wil ek sê, is jou liefde verkeerd. Dan is jy by 'n ander plek ingeplak. So kyk maar waar jy ingeplak is. Partykeer sien ons mense met wonde, maar ons wil nie daarin nie. Ons wil nie daarin nie. Nou kry ek bloed op my hande. Hy's vuil. Ek wil vandag 'n beroep doen op elkeen wat hier sit. As 'n warrior in hierdie koninkryk van God. Let's get our hands dirty. Kom ons plug in by die bloed van Jesus. Kom ons steek ons hand in Jesus se sy in, sodat ons 'n kragdraad kan wees waar iemand anders ook die bron kan ervaar, die bron van energie, die bron van lewe, die bron van alles. Hoe dit ook al sê, daar's daagliks sulke stories in ons lewe. Ons moet net bereid wees om ons krag vry te stel, daar waar ons ingeprop het. Ons moet net bereid wees om 'n kabel te wees vir ander om in te plak. Want Jesus Christus, God die Vader, Jesus Christus, Heilige Gees, is 'n werklikheid. And if you can't see it, dan is jou krag af, dan is jy nie ingeplak nie. Dan lewe jy in load shedding. Maak 'n keuse en sit die ligte aan. Ons is aan die einde. En ek gaan met julle nou eerlik wees, ons het nou almal ons hande opgesteek, want ons het almal gebed nodig. As daar iemand is wat met wonde sit vandag, stap vorentoe terwyl die lofgroet vir ons 'n afsluitlied sing. As daar 'n klomp is, dan bid ons, hulle sing nog 'n lied. Maar moenie uitstap sonder dat jy ingeprop is nie, en met 'n wond in die sy nie. Want hierdie is die huis van genesing. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, baie dankie. Baie dankie dat U die bron van alles is wat ons het, Here. Here, baie dankie dat ons by U kan inplak, Here. Sodat ons kan lig wees vir hierdie wêreld, want ons kry ons lig by U, Here. Here, seën elke hand, seën elke voet, seën elke denkwyse, seën elke orgaan, seën almal wat hier binne is vandag, Here. Here, bring genesing, Here, waar daar seer is, Here. Here, bring genesing waar daar siekte is, my God. Here, raak elkeen aan. Almal hier het een of ander bekommernis, Here. Here, steek U hand uit, Here, soos hulle hand in U sy insteek om ingeprop te wees, Here. Ontmoet hulle, my God, Here. Charge hulle, Here. I thank you, Lord. Amen.